Soos gewoonlik, kry jy reg aan die begin van die week jou regsadvies met Burden Swart en Botha Prokureurs, net hier op Groot FM 90.5. Burden Swart en Botha Prokureurs. We take the burden out of your legal work. Hallo Andrew Burden. Hallo, gaan dit Riva, Kevin? Hallo, Goed met jou. Voor ons begin, asseblief help my. Vertel vir my, wat is kapitaalwinsbelasting? Riva, ja. Kapitaalwinsbelasting is in effek net nog 'n inkomstebelasting wat deur die ontvanger van inkomste gehef word op die inkomste, lees dit as wins, wat jy verdien as jy jou huis verkoop. Dit is het op 1 Oktober 2001 werking getree en word gehef op 'n beskikking, verkoping, wegmaking of wegdoening van bates. Okay. Met ander woorde eintlik maar verkoop. Die wins wat jy maak is 'n wins, dis 'n inkomste en dit is onderhewig aan kapitaalwinsbelasting tensy daardie wins of gedeelte daarvan uitdruklik uitgesluit is. So eintlik wat jy vir my sê is dat as iemand nou in hulle huis waar hulle 20 jaar al bly sê maar verkoop, dan moet hulle op die wins ook nog belasting betaal. Dis korrek, ja. Ja, inderdaad. Wow. Maar daar is daarom sekere uitsluitsels wat in jou guns sal tel. Okay. As jy jou huis voor 1 Oktober 2001 gekoop het, byvoorbeeld onderstel jy dit in 1995 gekoop, dan kon jy op 1 Oktober 2001 'n waardasie laat doen het om die basiskoste vir doeleindes van die berekening van kapitaalwinsbelasting te bepaal. As jy dus jou huis vir R800 000 gekoop het in 1995 en hy was in 2001 1.4 miljoen werd en is so gewaardeer, dan vir doeleindes van kapitaalwinsbelasting, die wins wat jy maak bo jou basiskoste, word die 1.4 miljoen syne die waardasiebedrag gevat. As jy nou jou huis verkoop, sê vir R4 miljoen nou vandag, dan maak jy in effek 'n R2.6 miljoen se wins. Dis die 4 miljoen minus die 1.4 miljoen wat jy die basiskoste het. Nou, indien die huis jou primêre woning is en in jou eie naam of in die naam van 'n trust geregistreer is, en jy of 'n begunstigde van die trust woon gewoonlik in die huis as jou hoofwoning en dit word hoofsaaklik vir huishoudelike doeleindes gebruik, dan kwalifiseer jy vir 'n uitsluiting en die uitsluiting vir primêre woning is 'n R2 miljoen. Dus jou eerste R2 miljoen kapitaalwins betaal jy nie op belasting nie. Okay. Nou vat jy nou jou wat het ons gesê 1 miljoene, ons het gepraat nie miljoene, dan staan my kop stil. 2.6 miljoen, dan trek jy R2 miljoen af, dan het jy nou R600 000 wat kapitaalwins is. Okay. As jy minder as R2 miljoen se wins gemaak het, dan betaal jy geen kapitaalwinsbelasting nie. Nou ja, dus as jou wins 2.6 miljoen was, dan is die 2 miljoen uitgesluit en dan betaal jy net R600 000 wat in ag geneem word vir kapitaalwinsbelasting waarop jy nou moet betaal. Maar daar is ook nog verdere uitsluitings. Dit is wat uitgesluit is die direkte kostes vir die koop of verkoop van die eiendom, jou landmeter, jou prokureur, jou boekhouer, jou oordragskoste, hereregte, advertensiekostes vir die eiendom, die verbeterings wat jy aangebring het wat steeds sigbaar is by datum van verkoop. Dis onthou tog om daardie strokies van Builders Warehouse, Chamberlains, die kwekery ensovoorts te hou, want dis ons verbeterings wat jy aanbring. En die BTW wat jy betaal het as jy dit nie teruggeëis het nie. Nou hierdie uitgawes kan almal by die kapitaalwins afgetrek word. Dus as jy nou van jou R600 000, as jy nou R400 000 spandeer het op die eiendom na waardasie, met ander woorde na 2001, dan trek jy dit af, dan is daar R200 000 wat oorbly waarop kapitaalwinsbelasting wat bereken word dan. Okay, so sê nou maar ek moet nou die kapitaalwinsbelasting betaal. Teen watter koers word dit dan nou bereken, Andrew? Ja, die koers vir 'n natuurlike persoon of 'n spesiale trust is 33.3% per jaar gedurende jaar van die aanslag, met ander woorde die jaar waarop hy verkoop is. Indien jy te sterwe kom in die jaar van die aanslag, dan kry jy 'n toeslag van R300 000 wat afgetrek kan word van jou boedel af, wat jy ook nie op betaal nie. En vir 'n natuurlike persoon of 'n trust is dit R30 000 per jaar. Met ander woorde, as jy meer as een eiendom het, elke jaar kan jy R30 000
R30.000 aftrek. Nou as jy nou dit nog die R30.000 aftrek van die R200.000 wins wat ons net nou gehad het, dan bly daar R170.000 oor waarop dan nou kapitaalwinsbelasting van 33.3% betaal moet word. Dis jy sal so min of meer R56.000 sal in berekening gebring word vir kapitaalwinsbelasting. Sê nou ek is nou regtig 'n high flyer en sê nou ek is nou regtig ontsettend ryk en ek het so 'n ou vakansiehuisietjie of 'n tweede huisietjie, wat dan? Ria, ja, kyk, daai uitsluitings is slegs op jou primêre woning. En 'n tweede of 'n derde eiendom of tyddeel geld glad nie, kom die 2 miljoen glad nie in berekening nie. Dit kwalifiseer nie vir daai uitsluiting nie. Jy sal wel kwalifiseer vir die R30.000 per jaar of jou boedel vir die R300.000 per jaar. En onthou ook net as 'n gedeelte van die huis vir besigheidsdoeleindes gebruik word, dan kan daardie gedeelte ook in berekening gebring word vir kapitaalwinsbelasting, dis want jy moet hom bewoon en as 'n gedeelte vir besigheid is, dan moet jy kapitaalwinsbelasting daar betaal. Maar hierdie is nie eenvoudige somme nie. Ek gee nou maar hier net 'n voorbeeld, maar as dit kom by kapitaalwinsbelasting, is daar ouditeure, boekhouers wat hierdie goed vir jou behoorlik kan uitwerk. Dis maar net die kern van wat die wet bepaal. Ons het soos in 30 sekondes. Ek wil net vinnig by jou weet, hoekom is oordragskoste so hoog? Want die werk verbonde aan oordrag is so baie. Is dit regtig so baie? Dit is nogal baie. Dus onthou net, as jy kom by prokureurs, aktevervaardigers ensovoorts, moet jy nie kyk na wat die persoon wat die werk doen nie, kyk nou hoeveel wat die infrastruktuur is, wat in plek moet wees om daardie werk te kan doen. Oordrag, Dus die overheads is baie hoog. Dis hoekom die fooie so hoog is. Okay, as jy so sê, ek glo jou. Andrew sal nie jok nie as 'n prokureur. Andrew, 1000 dankie, is altyd lekker met te gesels. Baie geluk met jou span ook. Hulle verdien dit om in die finaal te speel. Dis nou die WP. Ons is baie kwaad vir julle, maar nou moet dit ook al sê baie geluk. Ek was Saterdag geskreme vir hulle. Nee, ek gaan vir die Lions speel. En onthou, jy kry vir Andrew by A-Burden. Is Andrew@aburden.co.za of die kantoornommer is 012-346-3554. Das is so maklik. Dankie Andrew. Dankie Andrew. Cheers.